Hallo, baie welkom Hallo. by nog 'n episode van Ramoer. Hallo Annika, hoe gaan dit? Dit gaan goed, hoe gaan dit met jou? Ja, wat, heel alright. Ons het laasweek het ek hier is julle surf update. Laasweek het ek niks golwe gehad nie want dit was baie klein. Actually die afgelope 2 weke. En toe gister, toe was dit massive. So dit gaan baie goed. Ja, very very nice. Ek's weer happy vandag. Maar ja, Cool. weet jy sê goed, maar is jy besig met werk of wat? Ja, ons is besig by die werk. Ek gaan einde Maart vir 'n week weg vir werk. Dis exciting. Ja. Ek gaan Eerste worktrip. Nee, is die eerste overnight work trip, ja. Maar Dis anyway, exciting. sure. Ons gaan die naweek 'n overnight hike doen, waarvoor ek baie nice. excited is. En oefening is great. Ja, ek was baie Nice. frustrated die week, maar other than that, gaan dit pretty goed. Ek moet sê, ek het eintlik nou nie beplan om dit op te bring nie, maar ek wil graag iets sê oor moet ek? Ek het dit nou klaar opgebring. Oor laasweek se episode. Sal ons daaroor praat of wil jy nie daaroor praat nie? Wat wil Oor jy? wat Ja. gebeur het? Soos iemand het vir Annika, hierdie is nou die inside juice van almal wat hierdie podcast luister. Iemand het vir Annika 'n boodskap gestuur. En ons hoef nie name te noem nie, dis nou nie nodig nie, maar iemand het vir haar 'n boodskap gestuur oor 'n post wat ons gemaak het, oor half soos nadat die episode uitgekom het laasweek. Nou, almal wat nie geluister het nie, laasweek se episode het gaan oor dating en soos Online Annika wat 'n dating, dating app is, ja, online dating en so. En toe het ons 'n post gemaak na die tyd wat gesê het wat was nou weer? My ma luister hierdie podcast, sy gaan nie happy wees as ek daai woord sê nie. Ek sal dit sê want ek kan nie om nie. So, okay, basies omdat ek nou op 'n dating site is, het my tannie vir my en ek dink ek het dit laasweek gesê, ek kan nie onthou nie, maar my tannie, ek mag dit dalk off-air gesê het, maar ek weet ek het dit vir my gesê. My tannie het vir my gesê ek is nou 'n slet, as 'n joke. Okay? As 'n joke. Ek is regtig nie 'n slet nie, soos nee, glad nie. Dit was meer net as 'n joke, want nou sien ek baie mense op een slag, maar dit is eintlik ook nie wat gebeur nie, want dit is nie hoe 'n dating app is nie, dis net, ek praat met baie mense op een slag. Anyway, needless to say, toe het ons die post 'n story opgesit, wat gesê het slut, en onder dit het dit basies gesê, dit is wat 'n vrou is as sy 'n man se behavior het. Ek paraphrase nou, maar ja. Anyway, toe kry ek 'n baie lieflike boodskap van iemand wat gesê het ek gaan nie 'n man kry nie. Dit het neergekom op dit. Jy het dit gelees, ek het dit vir jou gestuur. Nee, ek weet, maar ek het daai deel dat ek op 'n of ander manier misgelees. So, hierdie het hulle op my personal Instagram vir my gestuur, want ek het dit toe nou ons Remoer post het ek reshare op my story, right? Soos wat ons altyd doen. Anyway, en toe het hy of sy So wat, dis hy. Dit is hy. Anyway, en hy het basically vir my gesê, gaan nie 'n man kry nie. Baie frustrating, want hoekom sê jy dit as jy nie eers die episode gekyk het nie? En 2, jy vat dit uit konteks uit. En 3, so fucking what? Wat die hel? Wie gee om oor wat ek op my story sit? En as dit jou so baie insult, obviously sê dit meer van jou as wat dit van my doen. Anyway. So, ek het dan iets, sorry ja, sê maar eers.
op 'n stadium toe sê hy vir my, hy kry my baie jammer, toe sê ek vir hom, moenie my jammer kry nie, jy mors net jou tyd om my jammer te kry, wat die waarheid is, want dit is onnodig om energie op iemand te mors wat jy jare laas gesien het, en jare laas mee gepraat het, en interact het mee, en nou ewe skielik, is dit so groot issue vir jou, wat iemand anders op hulle story sit, omdat jy dit vir 30 sekondes sien, ja, anyway, groot probleem daarmee gehad, want weer eens, wat die fok gee jou die reg om iets te sê oor wat ek op my goeter sit? Sure enough, ek sit dit daar in die publieke space, dit is wat dit is, almal het reg tot hulle eie opinies, ek het ook reg tot my fucking opinie, my opinie van wat op my story moet kom. Anyway, ek wil sê, ek het dit afgehaal, nie as gevolg van hom nie, en ja, dis maar die gist of the story, dis die story. Die rede hoekom ek dit opbring is, omdat toe ek oor dit gaan dink het na die tyd, toe het ek aan iets gedink, wat ons nie, dit vat eintlik die afgelope 2 weke se podcast stories baie mooi vir my bymekaar, want die 2 weke terug se episode het gegaan oor hoekom hou veral vrouens van villains, of die bad boy karakter. En toe het ons gepraat oor die dark triad, en toe laasweek het ons gepraat oor die dating in a digital world. En toe het ek gesit en dink, en toe dink ek lees 'n baie interessante boek, wat gaan oor, soos, dis 'n boek van Robert Greene, wil ek sê wat die boek se naam is? Nee, ek sal dit my vir myself hou, dit is nou so mysterieus. Anyway, toe, soos, okay, anyway, maak sy boek een kant. Die idee van, weet jy wat 'n ryk is? 'n ryk, R-A-K-E, 'n ryk. Ek het 'n idee, ja. Maar ek kom maar verduidelik. Ja, dis soos, ek wil amper dit verduidelik as die bad boy karakter. En ek weet nie hoekom het ek nie daaraan gedink toe ons episode gedoen het oor die bad boy karakter nie, maar dis wat so lekker is van hierdie episode, soos ons kan net na die tyd weer dink aan ander staf en dit dan net weer bysit. Maar dit obviously spur ook 'n bietjie soos nuwe idees in my eie wêreld. En toe dink ek nou daaroor toe hy dit opgebring het. Toe besef ek, okay, maar die rede hoekom vrouens die ryk tipe man so aantreklik vind, is onder andere omdat daai persoon hierdie half mysterious vibe om hom het. En iets het wat society noodwendig dalk nie vir 'n vrou gee. En met dit bedoel ek weet vrouens is soveel beter af vandag en ek is by alle waardes van vandag se definisie van feminism, nie 'n feminist nie. Maar ek dink wel dat sê jy? That makes two of us. Ek dink wel dat soos daar is nog steeds 'n tipe van verwagting. Ek verwag dit van myself af ook. In die sin van dat dis die regte ding vir 'n vrou of die goeie ding vir 'n vrou om, daar's niks fout met hierdie nie, ek sê dit is die regte ding, maar dit is die regte ding vir 'n vrou om nie te soek vir iets wat vlugtig is nie, maar om te soek vir iets wat regtig stabiel en sekerheid bied. En ek meen, hoekom wil jy nou enigiets hê wat vir jou anders gee as commitment en 'n langtermyn ding en dis beautiful, ek stem 100% saam. Maar wat die ryk bied is so 'n persoon bied daai vlugtige, misterieuse danger element. En is juist die feit dat die vrou dit nie altyd noodwendig gegee word in 'n sin nie. En ek wil dit duidelik maak ook, ja, hier is nou heeltemal ander gesprek as wat ons beplan het, maar ek sal nou en weer daarby uitkom. Maar die idee is dat, soos ek sê nie dat iemand so society is teen die vrou nie, ek sê net, dit is soos half, dit werk nou net heel toevallig so uit, dat daai misterie, omdat die vrou dit nie natuurlik net half gesien word as dis die regte ding om te doen nie, is dit juist dat haar siel amper, dit klink nou baie poëties, haar siel roep uit na hierdie vlugtige half excitement. So die rede hoekom ek dit vertel is dat ek dink as mens die definisie van 'n slut dan nou vat, dan is dit
ek dink dis ook die doel half agter die post. Dis hoekom toe ek dit die eerste keer vir jou aangestuur het, dis wat vir my interessant of soos half funny van dit was, is die feit dat dis nie net, mens kan nie net aan daai woord heg wat mens nou dink van die woord nie. Soos, okay, dis 'n meisie wat nou klomp rondslaap doen nie. Maar dit is ook half 'n element van excitement en 'n element van danger en 'n element van daai ryk, as ek dit so kan verduidelik, van 'n ryk. En ek dink dis wat die quote actually verduidelik, is juist dit, dat as 'n vrou dit is, dan word sy as dit gesien. So Dis dit wat is beteken het. Ja, dit is hoe ek dit ook sien en dis hoe ek die post gesien het, is ons maak hierdie post en die post is basies die manlike karaktereienskappe van dating in modern age wat oorgeneem word in 'n vrou en dan as dit gebeur dan word sy slet genoem. En ek is jammer, maar even in vandag se tyd met al hierdie feminism en wara idees, at least in ons society, in Suid-Afrika se society, of in die Afrikaanse society van Suid-Afrika, is dit hoe jy define word. Ek wat nou op 'n dating site is en wat openlik erken dat ek praat met meer as een persoon, because dis wat 'n dating site is. Jy praat met meer as een persoon. En dan toevallig ontmoet jy ook meer as een persoon op 'n slag. Jy date, jy letterlik gaan uit, jy kuier saam met die persoon, figure uit of julle lekker saamwerk, en as hulle nie doen nie, dan gaan jy cheers goodbye. Okay, nou, as 'n man dit doen, dis perfectly fine. As 'n vrou dit doen, is sy 'n slet. En dit is waar die post gaan. Dit is letterlik waar die post gaan. Dit het niks insulting gesê oor 'n genuine man wat freaking, ek weet nie, 'n long-term relationship het met 'n vrou nie. Niks nie. Dit letterlik gaan net oor die konsep van modern dating, van hoe mans modern dating makliker het as wat vrouens het, want as vrouens doen wat mans doen, is hulle 'n slet. Dis al waar die post gaan. Maar nee, ek insult hom, ek insult sy pa, ek insult sy oupa. Ek dink jy maak 'n goeie punt, en dat soos, dis belangrik om te sê dat dit nie veronderstel was om 'n label te sit aan enige man nie. Glad nie. Dis glad nie gemik op, ek is mal oor mans, en ek's baie lief vir my kerel, en ek meen, ek het nie 'n negatiewe uitkyk teenoor mans nie. In fact, en jy voel dieselfde, ek weet, dis hoekom jy date. Ons is mal oor mans, en ons wil hulle moet so masculine wees as wat hulle kan, en ons wil hulle moet so manly wees, en dis perfect, ons love it, dis juist wat ons love van dit. Maar, en eintlik weet jy wat, dis wat ek love van hierdie podcast, en eintlik weet jy, ek het nou 3 keer eintlik weet jy wat gesê, maar eintlik weet jy wat, jy moet vir hom 'n boodskap stuur vir hom hierdie bid, en sê vir hom dankie, want ek is dood ernstig. As hy dit actually nie gesê het nie, dan sou ek ook nie nou hieroor gedink het nie. En dis actually wat so lekker is van dit, is dat ons het op 'n stadium met ons nie onsself, ons sou die gesprek op ons eie gehad het, net ek en jy tussen mekaar, maar dis nou lekker dat daar ander mense involved word, en dit introduce ook nuwe thoughts in ons lewens in, want ek meen, ek sou nie hierdie oor dink het, en actually tot daai conclusion gekom het nie, en funny soos dit mag klink, dit het actually vir my sin gemaak, en vir my actually iets beteken toe ek het besef. So, anyway. Wel, okay. Hopelik is dit nie net iets wat vir ons iets beteken nie, maar ook iets wat vir iemand anders iets beteken, en dalk 'n ander perspektief het oor die hele dating situasie en hoe dating werk, want okay, weer eens, ek is nie 'n man nie, jy is nie 'n man nie, en ons is albei interested in mans. So ons kan nie sê hoe dit is van die perspektief af van 'n man, of die perspektief van 'n lesbian of 'n gay persoon nie, want ons is nie in daai situasies nie. Ons albei, jy is in 'n heterosexual relationship met 'n man al vir jare lank, en ek was al in 'n paar, as ek sê 'n paar, dit klink asof ek
50 relationships al gehad het, wat nie waar is nie, maar ja. ek het al 'n paar heterosexual relationships gehad. Ons is interested in mans. Ons ken net die perspektief van ons eie perspektief af. En vir 'n heterosexual female, iemand wat van mans hou wat 'n vrou is dit die realiteit. En ek voel mense gaan altyd soos either mense maak dit completely so reg in die sin van jy's either in 'n vriendekring, kom ek noem dit so, wat dit so reg maak vir jou om 'n slet te wees, slet in die sin van jy date meer as een persoon op 'n slag, dat dit nie 'n issue is vir jou nie, of jy is in sirkels, vriendesirkels wat gaan maar jy's net beskryf as dalk meer liberaal en meer konservatief, want meer konservatiewe mense gaan dit net soos jy vat dit net 'n bietjie stadiger. Ja, meer konservatiewe mense sal die label op jou sit van jy's 'n slet in 'n slegte manier. Meer liberale mense sal die label van jy is 'n slet as 'n goeie, soos nie 'n slegte konnotasie maak aan dit nie. Wat hartseer is, en in Suid-Afrika unfortunately meer mense wat ek ken at least en wat ek van hoor is meer konservatief. Dit is nou maar net die kultuur waarin ons groot word, en dit is ook hoe die generasie gedraai het, I guess. Ek weet nie hoe om dit beter te verduidelik nie, maar dit is meer konservatief en ongelukkig is dit die realiteit. Mense gaan dink ek is 'n slet en honestly nee. Net omdat ek meer as een persoon sien op 'n slag, maak my nie 'n slet nie. Ja, maar Alnika, dit is ook anders, soos jy ontmoet net met die mense, dit is so goed soos net 'n koffie kry. Dis mos nou. Maar weet jy wat is, ek dink jy maak 'n goeie punt en jy het dit nou ook gemaak, dat dis die lekker ding van om vryheid te hê. Dat ek moet vir jou sê, hierdie is vir my soos 'n ek hoop nie hierdie byt my in die gat oor 5 jaar nie, as ek een of ander werk het en die mense like dit nie as mense sulke woorde gebruik en nou is ek al buite en ek sê dit nie, maar dis wat so lekker is van vryheid, dat ek het half groot geword en dit is 'n baie lelike woord, en dit is 'n lelike woord, soos dit is baie kras, maar ek meen dis lekker om te kan praat oor hierdie konsep, ek bedoel net, soos dit is 'n kras woord, dit is half soos, soos 'n bietjie taboe, maar dit is lekker om te kan praat oor hierdie goed en net oop en eerlik te sê, weet jy wat, dis wat mense hiervan dink en dis die titel, dis die woord, dit is wat dit is. Mense noem dit wat dit is, mense praat daaroor en so what. So dis actually vir my mylpaal. Maar nou moet ek vir jou sê, hierdie hele situasie het nou eintlik 'n lekker half soos my brein het toe hierdie conversation begin het, of soos deur dit half eintlik 'n soos opgeflair. En dit het my laat dink aan ander kere toe ek is 'n epiphany die regte woord. Dit voel vir my dis te klein om 'n epiphany te wees, maar soos dit voel vir my of toe ons nou hieroor gepraat het en toe ek vir jou verduidelik oor waaroor ek gedink het, toe immediately flare daar 'n deel in my brein op wat was soos, o wag, ek het al hierdie gevoel voorheen gehad. En die rede hoekom ek dit sê is, ander kere wat ek en jy gesit en praat het ek baie keer die enigste manier hoe ek dit eintlik kan beskryf is soos 'n exciting feeling, maar dis ook warm and fuzzy en is terselfdertyd soos half positief. Dis 'n positiewe gevoel. Mens kry so 'n bietjie van 'n rush as jy oor iets praat en jy soos connect hierdie tot aan daai tot en ewe skielik maak dit vir jou sin. En toe immediately, letterlik terwyl jy besig was om te praat, toe sit ek en dink aan toe ons in Potch was en ons het op die bankie buite gesit en net soos gechat tot laat in die aande. So letterlik 'n nostalgiese moment. Exactly. Letterlik net soos immediately word dit getrigger en getrigger deur ek en jy het baie oor sulke goeders gepraat op daai spesifieke bankie op ons stoep in Potch. Ja, exactly. Maar ek dink die trigger vir my was daai gevoel
het homself eintlik getrigger om die nuwe gevoel te kry. Want immediately toe ek nou hierdie vir jou vertel, en ek het dit in die week ook gehad, soort van, ek het dit net nou eers weer besef, dat ek daai gevoel gehad het, toe ek besef het, wat ek vir jou van vertel het. Hier is nou 'n baie komplekse en baie op mekaar tipe sin, maar, ja, ek dink net soos, dit was vir my nou so cool, toe ek besef, immediately trigger dit iets in my brein, soos dit trigger die deel in my brein wat meaning maak uit goedheid, en dis onmiddellik soos, wag, ek het al daai gevoel gehad, en toe immediately trigger dit ander nostalgiese gevoelens. Ja, En dit is so cool actually hoe die brein werk. Dis net soos, nostalgie is 'n baie funny ding, want jy kan dit recall happy moments te doen. Dit is wat nostalgie doen, maar dit kan ook jou memory distort. So jy kan, okay, in theory, kom ons sê jy was in 'n bad relationship, maar daai bad relationship het goeie aspekte ook gehad, soos wat enige relationship het. As jy nostalgies raak oor daai spesifieke relationship, onthou jy net die goeie, en letterlik jou brein werk soos dit solidify die goeie memories, want dit bring positiewe emotions, en positiewe emotions is wat ons gebruik om ons emotions te uplift as ons in 'n bad mood is. So dit is hoekom ons nostalgies raak. As ons in 'n bad mood is, dan dink ons aan positiewe memories, wat dan ons positiewe emotions opstoot en ons sadness afdruk, en dan is ons happy en nie sad nie. So dis wat, okay, so sorry, ek moet dit gou iets verbylas, en dit half herinner jou dat daar beter tye was. Ja. Jou brein solidify die positiewe moments, maar wat ook gebeur is, kom ons sê, ons gaan terug na die bad relationship, jy het hierdie positiewe memories gesolidify, maar die negatiewe memories is soos, ag nee, dit was nie eintlik so erg nie, where in actual fact, dit nie so is nie, want jou brein het daai distort, dis klaar half vergete, want is nie gesolidify nie. So dit is interessant van nostalgia, soos jy kan letterlik 'n bad memory vermy deur jou positiewe memories, jou goeie memories te increase. Maar dit is ook dangerous, want dit kan ek en dan daai nostalgiese oomblikke gebruik om te motivate om weer in so 'n relationship te wees met iemand anders, of selfs om terug te gaan na daardie persoon toe, wat nooit 'n goeie idee is nie. En ek dink dit is wat vriende 'n goeie ding maak, is soos, kom ons sê ek is nou in daai situasie, ek het net hierdie goeie memories van hierdie persoon, en hy vra vir my, ag kom ons gaan weer in 'n relationship in, dan gaan jy vir my sê, nee maar onthou nie die nie. Dit vir my is hoekom mens vriende nodig het. Obviously vir meer as net daai rede, maar dit is een van die redes hoekom ek dink mens moet vriende hê, juist sodat jy nie stak raak in jou nostalgiese memories, jou positiewe memories, en teruggaan na ou habits as gevolg van dit nie. Dis die weird ding vir my van nostalgie is eintlik dat dis half, as jy jou stay over, soos as jy jou welcome overstay, dan word dit tipe van 'n trap amper. Soos, mens het nostalgie vir die rede dat ek weet uit my eie lewe, en ek neem aan is dieselfde vir ander mense. Actually, ek neem nie aan, ek weet dieselfde vir ander mense ook, maar mens gebruik ook, soos nostalgie is half 'n deel van, dis 'n deel van mense identiteit tot 'n mate. Ek het in die week toe ek dink oor nostalgie, toe ek besef eintlik dat een van die gevoelens wat ek kry as ek die woord nostalgie sê, is ek dink aan my ma, dadelik. Dis die persoon aan wie ek dink. En ek weet nie hoekom nie, maar dit is half, ek neem aan, as ek moet soos 'n assumption maak, dan is dit die persoon wat vir my soos 'n warm fuzzy feeling gee. Net soos 'n cuddly warm fuzzy feeling, en ek neem aan ek assosieer dit met die woord.
Maar die ding is, en daai sin vorm 'n deel van my identiteit, want ek kan terugdink aan goed wat gebeur het, en ek kan dink aan, soos, obviously, die bankie waar ek nie altyd gesit en praat het, dit het deel gemaak van my identiteit. So ek dink nie dis nostalgies self wat noodwendig deel maak van mens identiteit nie, maar die ding waaroor mens nostalgies is, en die ding waaraan jy half terugdink as die memory. Die memory. Exactly, ja. Maar die positiewe en die negatiewe memories. So, dis tot 'n mate ook 'n tipe van 'n, ek kyk terug na die verlede om te probeer sin maak van waar ek nou is en wat ek nou is. En tot 'n mate is dit 'n goeie ding, want jy kan jouself vergelyk met dit en jy kan half sien die vordering of die agteruitgang of verstaan wie jy was en hoe jy gevorm het en wie jy nou is en hoe jy verander het en so. Maar dit moet meer gebruik word amper as 'n manier om jouself te orient, soos om jouself in 'n rigting te, net soos 'n rigtingaanwyser half, en nie noodwendig as iets om in te leef die hele tyd nie, want ja, dit moet iets wees wat jou kan dryf om te beweeg na, sê maar nou, wees so oomblik toe, of meer, whatever dit mag vir jou beteken as jy nou daai memory het, in plaas van wat jy gaan, okay, hierdie is die memory, ek gaan nooit weer so memory hê nie, dit moet iets wees wat jou dryf, wat jou vorentoe motiveer, want dit is soos jy sê, if you overstay your welcome, you get stuck. Ja. En die ding is, soos, dis actually cool, want nostalgie is nie iets wat jy kies om te hê nie. Almal het nostalgie. Soos, party mense sê, ag, ek is nie sentimenteel nie. Van jy is maybe nie sentimenteel nie, maar die oomblik as jy getrigger word deur 'n reuk of 'n sekere liedjie of 'n friggin, ek weet nou nie nog voorbeelde nie, maar daar's baie voorbeelde, soos nou hierdie gesprek of die tipe gevoel wat jy het. Dis iets wat instinctly net unconsciously gebeur en dit trigger jou half, so as ek reg verstaan ten minste wat dit doen is dit daar soos trigger die deel van jou brein wat sin maak van dinge en dit trigger die deel van jou brein wat half identiteit inhou en dit trigger die deel van jou brein wat soos jou memories opbring. So daar's klomp dele in jou brein wat immediately getrigger word en dan soos wat jy nou verduidelik het, dan maak dit nog 'n positiewe gevoel of dan nou 'n negatiewe gevoel, maar ek is seker baie kere maak dit 'n positiewe gevoel, half bietjie dopamine wat jou net gou weer lekker laat voel, want baie van die nostalgiese goed is positiewe gevoelens. Sorry, ek net gou hierdie punt klaar maak. Maar ek dink ons kan nie kies om dit te hê nie, want dit is so 'n deel van ons natuur. Soos daar's 'n rede hoekom dit deur evolusie tot vandag toe deel is van ons as mens. En ek dink is juist as 'n gevolg van daai positiewe gevoel wat dit maak, daai dryf wat dit vir jou kan gee. En wat dit jou help om jouself te orient. Ja, nostalgie is nie 'n negatiewe, dit bring nie negatiewe memories op nie. Dis juist wat ek nou van verduidelik het van dit solidify, ons breine solidify die positiewe memories vir nostalgia, en dan die negatiewe memories of die memories waar ons negatiewe konnotasies by het, daai word nie gesolidify nie, want ons recall dit nie die hele tyd nie. So as jy leer byvoorbeeld, dit is 'n ander deel van die brein wat met hulle deel. Ja, soort van. So as jy leer byvoorbeeld, die beste manier om goeters te leer is om dit repetitive te doen, right? Maak nie saak of jy dit nou skryf en of jy dit lees en of jy dit sê en of jy dit nou moet beweeg, wat ook al, daar's verskillende leermetodes, maar leermetodes het niks met dit te doen nie, dit is iets wat repetitive gedoen word. Dit is hoe ons leer. Want as jy dit repetitive doen, dan raak dit gesolidify in jou brein. So, nostalgia is recalling a positive memory. Okay? En hoe meer jy dit doen, hoe meer word dit solidify, want dit is 'n repetitive learning thing. Dit is dieselfde, werk dieselfde. En dan
so nou het jy jou positive memories wat gesolidify is, maar jou negative memories onthou jy dit nie. Jy onthou dit nie soos wat dit gebeur het nie, because you don't recall the negative memories. Maar Okay, ook, ja. wat ek dink 'n vorm van depressie is as jy heeltyd fokus op die negatiewe. As jy heeltyd fokus op die negatiewe en jy recall heeltyd die negatiewe memories, then you're gonna recall the negative emotions as well and you're gonna get stuck in that loop. Dit gaan deur daai selfde neurale netwerke wat die negatiewe emosies vrygestel het wanneer jy daai negatiewe herinneringe. Maar ook die ding is, ek dink mense moet sensitief wees in die sin van ek dink daar is mense met actual trauma. So dis iets anders. Ons praat nie daaroor nie. Ons praat hierdie episode gaan meer oor soos ja, dis net general, hierdie is nou net general, die general population. En ek honestly dink dit is een van die maniere hoe depressie ontwikkel is daai repetitive recalling van negative memories. Dit is hoekom my opinie, hier is nou totally af van wat ek research het, maar my opinie, dit is hoekom hulle altyd meditation aanbeveel vir enigiemand eintlik, want om te meditate kry jou uit daai loop uit. En jy kan jouself leer in meditation om die positive loop te doen. Selfs met oefening, as mens oefen, ek weet nie van jou nie, maar as ek oefen, dan gaan daar niks aan in my brein nie, want ek is so moeg, of ek is so gefokus op wat ek nou in die oomblik doen, dat ek nie in my kop is nie. So, dit is hoekom oefening, en dan ook, daar's baie ander faktore ook, hoekom oefening goed is, want soos wat jy oefening is goed vir jou, is goed vir jou liggaam, is goed vir jou brein, en enigiets wat goed is, maak mens happy emotions, happy hormones hê, en dan kry dit jou ook uit daai negative loop uit, maar terug by net die brein, net by dinkwerk, en as jy oefen, is jy uit daai, wie die hel dink aan shit as hulle besig is om dood te gaan, anyway, so die ding is, ek het al agtergekom as ek sê nou maar gaan surf, en ek gaan alleen, ek's in my kop, die heeltyd, konstant, die golwe is 5 keer groter as ek alleen is, maar die oomblik as jy saam met mense daar is, en jy is buite jou kop, of jy is op die golf, dan jy ander goed om aan te dink, dan haal dit jou onmiddellik uit daai ding uit, en dis hoekom dit so belangrik is om, wanneer jy, ek dink, of nie, ek wil nie sê belangrik en dan wanneer jy, ek bedoel net, dit is hoekom ek dink mense oefening ook voorstel, is juist omdat jy jouself tot 'n mate buite jou gedagtes en jou binnendeel kan sit. Is wat enige surfing in my opinie moet nie genoem word surfing nie, want jy dobber op die water meer as wat jy surf, want jy wag vir golwe. Is ek verkeerd? Nee, jy is nie verkeerd nie, want dit tel, dis deel van dit. Soos as jy nie bereid is om agter te surf nie, dan kan jy nie die vol vat nie. In daai oomblik wat jy dobber, wat jy nie nou regtig iets moet doen in wat jy nie regtig surf nie. In die oomblik wat jy dobber, is jy nie besig om te oefen nie. Jy wag. Nee, ja, maar wat jy dan doen is, jy lees die golwe, so jy moet kyk waartoe om te gaan. So jy is kind of besig met surfing. Want jy kan nie net daar sit nie, as jy net daar gaan sit, dan gaan jy nooit 'n golf kry nie, want jy gaan nie weet waar om te gaan nie, van die golwe beweeg die hele tyd. So jy moet bietjie links, dan moet jy bietjie regs, dan moet jy vorentoe, dan moet jy agtertoe, so daar's konstant, jy sit tegnies nooit net daar nie. Oh my goodness, dis nie wat ek gesien het, die laaste keer wat ek by 'n see was, waar mense gesurf het nie. Maar anyway, it doesn't matter, maar selfs as ek gaan oefen en daar's goeters wat ons doen, wat ons moet rotate, waar jy nie die heeltyd besig is om te oefen nie. Daai waar jy wag, daai oomblikke, dis maklik om weer in jou kop weer te gaan, want jy wag, jy is nie besig om te fokus op wat om jou aangaan nie. So, in daai situasie van, waar jy sê, jy soek vir golwe, jy kyk waar die golwe gaan, dan is jy mos nou besig om iets actively buite jou kop te doen. Ek bedoel eintlik meer net as jy nie as jy nou wel daar moet sit en wag, buite jou kop te doen nie,
then it's easy to go back into your head. Want, Baie maklik. I mean, dis is die maklikste conversation om te hê is een in jou kop. Dis rarig, want dit sê Nee, ek stem saam. ek nee, het nou ek net stem 'n saam. conversation in my kop gehad. Verstaan? So, Anyway. is daar enige van die goed, soos hierdie, ek het nou vir jou vertel van hierdie wat my getrigger het, om soos iets te recall, maar het jy enige soos iets wat jy weet, wat as jy dit doen, dan weet jy gaan dink aan 'n spesifieke memory? Soos ek het byvoorbeeld, kom ek sal vir jou 'n voorbeeld gee. Ek het elke liewe keer, as ek een van daai vending machines wat jy kan speel, of jy gooi R5 in en dan kan jy die balletjie kry of so. Ek weet al, as ek so ding sien, dit trigger my childhood memories. Dit laat my onmiddellik, eerste persoon waarna ek dink is my boetie. Onmiddellik, hy het daai goed gelove. So ek weet al, dis my trigger. Nie 'n negatiewe trigger nie, net soos dit trigger nostalgie rein. Wel, as ek in 'n koffieshop is, dan dink ek aan jou. As ek rarig, as ek Nee, ons het so baie koffie gaan drink. Ja, ons het elke koffieshop in Port basically gaan uittoets. As dit donker is en ek's by 'n garage, dan dink ek aan jou, want dan raak ek lus vir roomys. Dan raak ek lus vir roomys. En sommer slaapklere ook. Ja. Dis nou net voorbeelde van jou. As ek Ja, dis nou net voorbeelde van jou. Ek dink dis goeie voorbeelde. Nee, dit is dis presies, nog dis sê. voorbeelde. Nee, dis perfek. Elke jaar as ek verjaar en dink ek aan my broer. Maar dis nie goeie memory nie, maar nou lag ek oor dit. Ja, maar dit het in retrospek 'n positiewe memory geraak, omdat jy al menigte kere daaroor gelag het. Ja. Okay, so, nou. Admin. Ons moet nou admin doen. Okay, admin. So, vir almal wat Remoer luister. Die 14 van julle wat daar is. Die 14 van julle wat daar is. Hi, ek dink ons het, ons sê, hoeveel subscribers het ons? 14? Ek weet nie hoeveel subscribers ons het, ek weet net daar's omtrent 'n average van 14 mense wat elke episode kyk. En ek so die 14 van julle. En ek sou ook een van hulle, so die 12 van julle en een van hulle is my ma. Remoer gaan ongelukkig ophou. Dit het 'n hele paar weke se beplanning gevat. Maar ons sal terug wees in April. Ons stop nog nie, dis nog nie die einde nie. Daar's actually baie, soos ek dink jy kan sien by my en Alnika se gesigte, ons is albei baie excited oor dit. Soos ja, ons is hard aan die beplan. So vir die volgende paar weke gaan ons geen nuwe episode hê nie. Maar ons gaan 'n bietjie stil wees, maar julle is nie gewoond daaraan nie, because die stilte tydperk tussen season 1 en season 2 was ook daar. Ja, maar eerste Vrydag van April. We're back, baby. We are back. Remoer gaan remoerig wees. En ons baie exciting soos little side quests wat ons gaan aanpak en ek dink ek kan hierdie sê, want dit gaan baie excitement stir. Daar gaan interessante gesprekke wees wat nie net ek en Alnika is nie. Kom ons sê net dit. Gaan weer nice wees. Ja. So ja, Alnika, enigiets wat jy wil add oor dit? Nee, net like en subscribe en dan sien ons julle die eerste Vrydag van April, wat seker nou oor 3-4 weke is, ek weet nie. Ek moet 3 weke. Okay, 3 weke. Okay, cool. Okay, like en subscribe.